Goeiedag en baie welkom in vandag se videoles in die hoofstuk van eksponente. In vandag se video gaan ons kyk na eksponensiële vergelyking. Nou 'n eksponensiële vergelyking is 'n vergelyking waarin die veranderlike, met ander woorde iets soos die x, in die eksponent voorkom. Ons kry te make met 'n paar tipes. Ons kry die basiese tipe, 'n gemeenskaplike faktor of die GGD tipe en dan 'n kwadratiese 3-term tipe. En ons gaan na elkeen van hierdie tipes kyk en 'n paar wenke kry van hoe dit werk, as ook na 'n paar voorbeelde kyk. Ons begin met die basiese tipe. Nou die eerste wenk wat jy hierso moet hê, is dat jy met al die grondtalle priemgetalle gaan maak. Dan vereenvoudig jy met behulp van eksponentwette tot 'n enkele mag weerskante van die is gelyk aan. Onthou, 'n mag bestaan uit die grondtal met sy eksponent. So jy moet basies sê 'n mag is gelyk aan 'n mag. As die grondtalle dan dieselfde is, dan kan ons verder gaan deur net die eksponente gelyk te stel en dan verder op te los vir jou veranderlike. Die tweede tipe waarna ons kyk is die gemeenskaplike faktor of die GGD tipe. Nou die GGD kom van ons stappe of ons proses van faktorisering af. So net gou vlugtig weer, die stappe is vereenvoudig deur gelyksoortige terme op te tel of af te trek. Indien daar 4 terme is, moet jy groepeer of dalk selfs 'n tekenverandering doen. Die GGD wat jy dan kan uithaal, verskil van vierkante, 3 terme met sy maklik of moeilik en dan die som of verskil van derde magte. As ons dan nou kyk na die GGD tipe, is dit belangrik, dit gaan die tipe vergelykings wees waar daar optel of aftrek ter sprake is. Weereens maak al die grondtalle priem en daar gaan dan altyd een konstante term wees. Met ander woorde, dis 'n term wat glad nie 'n veranderlike het nie. Die koëffisiënte van die veranderlike is dieselfde in al die eksponente, want onthou nou, jou veranderlike is by die eksponente in. So die koëffisiënt, die getal voor die veranderlike, sal oralste dieselfde wees. Dit beteken dan, jy kan dan gaan faktoriseer deur 'n GGD uithaal, en al die magte met eksponente moet buite die hakkie wees. Jy sal met die voorbeeld beter verstaan hoekom ek dit vir jou sê. Die laaste tipe waarna ons gaan kyk is die kwadratiese 3-term tipe. Nou vir hierdie tipe gaan ons ook die grondtalle priem maak, daar gaan ook 'n konstante term ter sprake wees, maar die koëffisiënte van die veranderlike gaan nie dieselfde wees by al die eksponente nie. Byvoorbeeld die een gaan dubbel die ander een wees of hy gaan dalk negatief die ander een wees. 'n Belangrike reël wat jy moet onthou. As A groter is as 0, met ander woorde 'n positiewe waarde, kan A, wat dan nou waar jou A in die grondtal is, A tot die mag x nooit negatief wees nie. So met ander woorde, 'n mag met 'n positiewe grondtal is nie gelyk aan 'n negatiewe getal nie. Byvoorbeeld 3 tot die mag x is gelyk aan -9, gaan jy glad nie kan oplos nie. So met ander woorde, jy gaan skryf, dit wil sê geen oplossing. So dit is nou ons 3 tipes, die basiese tipe, die gemeenskaplike faktor tipe en die kwadratiese 3-term tipe. Kom ons kyk nou na 'n voorbeeld vir elkeen van hierdie tipes. Ons begin met die basiese tipe. Nou onthou, die basiese tipe het gesê, verander die grondtalle na priemgetalle en pas dan jou eksponentwette toe. So aan die linkerkant van die vergelyking, sien ons is daar 'n mag met 'n grondtal 3. 27, wat aan die regterkant is, kan ons gaan skryf as 3 tot die mag 3. So nou kan jy sien dat aan die linkerkant het jy 1 mag is gelyk aan 'n mag. Die grondtalle is dieselfde, wat beteken ons maak nou 'n wiskundige afleiding. Dit wil sê, die eksponent aan die linkerkant moet dus gelyk wees aan die eksponent aan die regterkant. So 1 minus 2x is gelyk aan 3
en dan vereenvoudig jy tot jy kry x is gelyk aan -1. Vir die gemeenskaplike faktor of die GGD-tipe gaan ons ook die grondtalle verander na priemgetalle en eksponentwette en faktorisering gaan toepas. Nou onthou by hierdie tipe het ons gesê dat die koëffisiënt van die veranderlike gaan dieselfde wees by al die eksponente. So ons sien hier, soos ons na die eerste ene kyk, die koëffisiënt van ons x is 1 en by hierdie term is die koëffisiënt van x ook 1. So die eksponente, die veranderlike eksponent, so koëffisiënt is oralste dieselfde. Nou kan ons 'n GGD gaan uithaal. So in hierdie geval is dit 2 tot die mag x. So onthou, alles met 'n veranderlike in die eksponent moet buite jou hakkie staan, sodat jy in jou hakkie slegs getalle het, en dit gaan heelgetalwaardes wees in meeste gevalle. Nou 1 plus 2 is gelyk aan 3. Gewone algebraïese inverse funksies kan nou toegepas word. So 2 tot die mag x maal 3 kan ons gaan deel met die 3. Maar wat jy aan die linkerkant doen, moet jy aan die regterkant ook doen. So 24 deel 3 is 8. Nou kan ons gaan en dit gaan skryf as priemgetalle, want 8 is 2 tot die mag 3. So, ons het nou weer eens 'n mag gelyk aan 'n mag. Die grondtalle is dieselfde, wat beteken ons kan die eksponente gaan gelykstel. So vir hierdie vergelyking is die oplossing x is gelyk aan 3. Vir die kwadratiese 3-term tipe, onthou die manier hoe jy dit identifiseer, jou veranderlike wat nou in die eksponent is, gaan by die een term gaan hy dubbeld die ander ene wees, of hy gaan ook negatief wees. So ons sien in hierdie geval is hy dubbeld die ander ene. So x dubbeld x is 2x. Nou 'n lekker wenk hierso is om die k-metode te gebruik. So jy stel 3 tot die mag x gelyk aan k. So as 3 tot die mag x gelyk is aan k, dan gaan 3 tot die mag 2x dubbel die koëffisiënt gelyk wees aan k kwadraat. So dan kry ons nou die vergelyking in terme van k kwadraat min 4k plus 3 is gelyk aan 0, wat dan makliker faktoriseer in ons 2 hakkies. Stel dan nou elkeen van die hakkies gelyk aan 0 en los op vir k. Onthou egter, die som is nie oorspronklik in terme van k gegee nie, so vervang nou weer jou k met 3 tot die mag x. En ons wil dan aan die regterkant ook hê 'n mag met 'n grondtal 3. So onthou, 1 kan geskryf word as 3 tot die mag 0. So dit beteken, vir die eerste ene kry ons dat x is gelyk aan 0, of by die tweede ene dat x gelyk is aan 1. Gaan werk gerus deur die voorbeelde en dan spring jy weg met die huiswerk. Lekker werk!